the bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Baie welkom by nog 'n episode van Wild Horses. Soos julle weet, ons het hierdie beweging begin om te weet dat ons op pad is iewers heen. Saam met my, 'n mede-aanbieder Willie. Lyk my is ek en jy vandag weer Willie, saam met die Heilige Gees, altyd lekker. Ouder gewoonte, baie dankie vir die geleentheid. Altyd lekker om oor die dinge van die Here te gesels. Ook weer lekker om bietjie te gesels, is lekker om bietjie af te wissel en ander manne se getuienis te hoor. Dis waaroor Wild Horses gaan. Die mense moenie idee kry dat net ek en jy is die twee wille perde van Brakpan nie. daar is ander manne wat stories en verhale al kom vertel het en dit is net amazing om te sien hoe die Here ons gebruik, en die Here kan nie 'n mens gebruik as daar nie 'n visie en 'n roeping is nie. En ons het juist gisterand in ons huissel, jy was daar gewees, het ons gepraat hoe 'n mens soms kan verlore raak in 'n koöperatiewe roeping. Met ander woorde, jy raak verlore in die doel van die kerk en wat die kerk moet doen. En ons het gisterand gepraat oor die belangrikheid van 'n koöperatiewe roeping en visie, en dan 'n individuele roeping en 'n individuele visie. En ons gaan vandag 'n bietjie praat oor daai individuele visie, wat ons soms ook kan wegkruip onder die koöperatiewe sambreel van 'n kerk, 'n gemeente, en dan gaan ons net saam in die stroom, maar ons moet besef, daar is individuele roepings en visies, en ek dink ons gaan vandag 'n bietjie oor dit gesels. Ja, definitief, en ons moet verstaan, jy wat al buite is, as jy 'n posisie het as die man van die huis, as jy huisgesin het, as jy in 'n huwelik is, maar as jy ook 'n enkel man is, onthou, 'n visie is belangrik, die Here wil jou vat na 'n plek toe. Onthou, 'n visie skep vir jou 'n beginpunt van 'n journey of 'n reis. Ja. Onthou, dit is van 'n beginpunt A na B toe, en dis wat hierdie ding begin, en dit is so belangrik, ons het al oor gepraat, of as jy verkeerde visie van verkeerde stem, Ja. daai kan jy op 'n pad vat wat jy nie wil gaan nie. Ja. En wil jy iets wat baie uitstaan, wat ons moet vrede mee maak as 'n Christen of as 'n mens, geredde of nie geredde, dat jy gaan iets moet doen en is 'n keuse maak. Ja, dis waar. Elke keuse, elke ding wat voor jou lê, en dis wat ons oor gaan praat. Wanneer die visie daar is, gee dit vir jou hierdie riglyn om net te beweeg in 'n plek wat jy die beste keuses kan maak, wat jy sal sê na die volgende vlak toe sal vat. Een van die belangrike punte wat ons oor gesels en wat jy moet besef, is dat 'n visie kom van God af. So baie mense het al idees. 'n idee wat jy het is nie noodwendig 'n visie van God nie. Dit is 'n idee wat jy miskien kan gekoester het, en enige idee wat 'n mens het word soms en meeste van die kere gebore uit die vlees. En ons praat juist hier, al is dit nog steeds van koninkryk sake, maar wanneer 'n visie kom, wanneer ek wil amper sê 'n visie geplant word, kom dit van God af. Ek wil net gou 'n gedeelte lees van 'n visie wat plaasgevind het in Handelinge. Kyk, van wie af kom dit? Dit kom van die twee manne wat in wit klere staan. Hulle is van God gestuur. Yes. Hulle sien 'n visie. Yes. Die Jesus is op daai stadium weggeneem. En almal kyk verward rond. Wat gaan nou gebeur? Jesus is weg. Met ander woorde, nou is al die kaarte deur mekaar gekrap, nou het hulle moeilikheid. En dit is wat die gedagte by die mens is. Maar hier kom die visie van God, en kyk wat gebeur. Hy sê, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, en sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Met ander woorde, daar was 'n visie, daar was 'n voorspelling, daar was 'n plan. Hulle het dit geplant. Yes. Hulle het gesien in die vlees. Nou dit is belangrik om te weet, jy het nou gepraat van, as daar verkeerde stemme is. Rukkie terug, jy sal onthou het ek gepraat oor die 3 stemme in jou kop. God se stem, jou stem en dan die vyand se stem. Alhoewel die vyand nie jou gedagtes kan lees nie, kan hy wel inpraat, hy kan inspreek in jou lewe. Nou, hoe doen ons hierdie onderskeiding? Hoe weet jy wanneer dit is 'n visie, wanneer is dit net 'n idee,
En ek dink dit is baie belangrik om daar onderskeid te tref. Ja, en so ons gaan 'n bietjie delf. Ek wil begin met ons eerste vers, maar ek wil ons vat na die begin toe. Want dit is wat baie belangrik is vir elkeen. Kom ons begin met ons teksvers. Ons vers is Spreuke 29:18. Ek wil hom graag in die Engels doen, want hy dan gaan ons oorskakel na die Afrikaans toe. Okay. Wil jy sê in die King James soos en sê dit baie mooi, hy sê, where there is no vision, the people will perish. But he that keepeth the law, okay, die maniere van die Here, die ways of God, hy sê happy is he, gelukkig is hy. Wow. Maar as ons omvat, ek wil graag na die Afrikaanse vertaling toe gaan, want hy sê dit vir my baie mooier. Spreuke 29:18. Hy sê beklemtoon, beklemtoon, neem ag, gryp vas, die volgende, dat sonder goddelike leiding, wat hy in actually vertaal as visie, maar hy sit in hakies, 'n openbaring of visie, is die mense bandeloos, bedoel hulle rafel uit, so daar sal vir jou klaar indikasie wees. Nou ons kom terug na iets toe wat in 1 Johannes is, of Johannes 1 is, waar hy sê, in ek dink die 4de of die 5de vers sê iets belangrik. Hy sê, niks het ontstaan behalwe deur Jesus nie. Die eerste vers praat hy van die woord. Hy sê, Jesus is die woord. Amen. Vers 14 bevestig dit in Johannes, waar hy sê dat ons het saam met hom beweeg. Daar was 'n verhouding. So hier's waar dit kom, ons het gepraat in ons reeks van die brandende bos, dit is ons encounter, dis 'n ontmoeting. Nou 'n encounter kan jou hele lewe verander. Baie mense is bly in 'n encounter, die brandende bos, maar jy moet iewers oorskakel na verhouding toe. Ja. Wanneer jy die verhouding ontvang, gaan die visie dan na jou toe kom. Dan weet jy is waar is jy. Jy het die encounter gehad, en jy is nou in 'n verhoudingsposisie, so jy weet wat se stem met jou praat. En ek vat vir Moses, ons praat van hom. Hy het daagliks in die samekoms tent, face to face gesit met die Vader. Daai is verhouding. En ek dink visie is regtig iets wat ook 'n mens hoop gee. As daar nie 'n visie is nie, wat so belangrik is, jy het 'n visie en ons praat in sekulêre plekke, in besigheidsplekke praat ons van jou vision statement, jou mission statement, dit kom voor in die besigheidswêreld. Waarom kan dit nie in jou geestelike lewe wees nie? Wat wil jy bereik? Waar wil jy eendag wees? Gaan dit net oor om die hemel te maak? En ek dink, daai is een van ons grootste punte wat ons ook vandag moet bespreek, dat soms is ons visie net, wat is jou visie? Is jou visie net om eendag die hemel te maak en geraptured te word en tot en met dan benut ons nie dit waarvoor die koninkryk van God ons aangestel het, dat die wonderwerke, dat die krag, die autoriteit, geestelike oorlogvoering, om die werke van die vyand te bind, want al glo jy miskien nie daaraan nie, die vyand glo daaraan. Ja. Die vyand glo daaraan om aan te val. Jy moet 'n teenplan hê, jy moet 'n visie hê, jy moet 'n plan hê. En dit is wat ons vandag oor wil praat. Ons praat met ons manne, ons praat met ons priesters van die huis. Yes. We are speaking to the wild horses to get off the chair, en ek praat van ons geestelike stoel, the spiritual chair, to get off, to take action, to take up the sword, but you can't do that without a war plan, sonder 'n visie, en kyk wat sê hy, dit is die gedeelte wat jy lees, as daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. Ons het hierdie nou, jy het hierdie riglyne nodig, jy het hierdie visie nodig, en dit is hoekom belangrik, manne hoor wat ons sê, en selfs vir die vroue wat kyk, dit gaan nie net oor 'n visie om 'n kerk te begin, en te evangeliseer, en in Afrika aan te gaan nie, dit gaan oor, wat is jou visie, en jou plan, en jou rigting, wat jy vir jou huisgesin wil inslaan, waar wil jy beweeg, waar wil jy wees teen die einde van die jaar, weet jy nie, ek dink so baie min mense het daai nuwejaarsvoorneme, om geestelik te sê, aan die einde van die jaar, wil ek op 'n geestelike vlak hier wees, hoekom, want daar's nie 'n visie nie, daar's nie 'n planning. Jy sien wel nie, en daar's ons twee dinge wat inkom, ons sal later in ons episodes van dit praat. Ons praat van wonde en trauma, wat niemand oor praat nie. Nou wonde en trauma is in die siel. Dus waar's dit? Mind, will and emotions. Waar kom die visie? Die visie kom waar? Hy word gebore waar? Hy word in jou siel gebore. Dis waar. Jy hoor wat ek sê? Ja. So nou het ons reeds hierdie korrupsie wat plaasvind uit ons verlede uit. Net, ons almal is in gesinne. Ons voorouers het altare gebou op hulle wonde, wat ons nou vandag gaan bespreek, wat ons moet afbreek. Want onthou, ons kan nie op 'n verkeerde altaar 'n offer bring nie. Nee. En ons kan nie onder trauma besluite maak nie. En onthou, trauma was in jou familie gewees. Maar wat ons dan doen is, ons reageer. En wat jy praat oor die visie, ek wil amper om verder vat om te sê, en ons gaan nou gou 'n skrif hierna kyk, om te wys, dat waar jy wil wees, maar waar wil God jou hê?
Waar wil hy jou hê as die man van die huis? Wow. Waar wil hy jou hê as die Sure. gemeenskap? Waar wil hy jou in die kerk hê? Nou kom ons kyk gou iets interessants. Ek moet hierdie bevestig. Ons gaan na Genesis 1 toe, heel in die begin, vers 27. En die woord van die Here sê die volgende. Is net voor dit praat hy in 26 sê die Here, kom ons maak mense in ons ewebeeld. En ek begin by 26. Then God said, let us make human beings. Dis baie belangrik, human beings met 'n S. En hy sê, in our image, to be like us. They will reign over the fish and the sea and the birds and the livestock. En hy gee vir hulle reeds al 'n visie om te sê, wat is saam met julle? Wat gee ek julle? Ek gee julle 'n autoriteit oor iets. Ja. Maar ek wil by 27 stop. Want hy sê die volgende, hoor wat sê hy. So God created human beings, weer met 'n S, in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Hier gebeur iets in die hemel. Almal en alles is slag gemaak. Ek dink baie van ons dink die Here, soos ons foute maak of regte besluite maak, begin hy die storie verder skryf. Maar hierso het hy gesê wat? Al die mense is gemaak, ek, jy en almal wat daar is, Ja. spesifieke tyd, spesifieke plek. Wow. Hierdie gaan nou inspeel waantoe ons gaan. Ek wil met ons sê, ons moet gaan lees in Psalm 139, wat so belangrik is. Want hier gaan die ding by mekaar kom. Wat is God se visie vir ons? Psalm 139 beskryf iets vir ons baie mooi. Vers 13 tot 16. Hoor wat sê hy van 13 af. You made all that is delicate, inner parts of my body and knitted them together in my mother's womb. Nou praat ons, onthou, die enigste manier om op hierdie aarde te kom is deur 'n womb. Jesus moes deur 'n womb kom. Ja, Dit is die legal right om hier te wees. dis hy. Ons eerste vers bevestig dat iets gebeur bo. Ons praat nou van die individuele. Dis hy. Henny was gemaak. En Henny is daar in die hemel en hy's reg in sy tyd en vir hy moet gebore wees, soos 'n tyd soos hierdie. Hy sê ek word bymekaar gesit in die mother's womb. Hoor wat sê hy? Thank you for making me so wonderful and complex. Your workmanship is marvelous. How well I know it. You watched me as I was being formed in the utter seclusion, as I was together in the dark of the womb. You saw me before I was born. En hier is ons kernvers. Hier kom die visie. Every day of my life was recorded in your book. Jo. Every moment was laid out before a single day has passed. Sure. So voordat jy gebore is, Willie, Jo. is daar reeds 'n visie, 'n plek en 'n pad vir jou uitgelê. Een, jy was gemaak, die Here is op sy gedagte. Twee, hy stuur jou deur hierdie familie. Ja. Hy het geweet die flaws is daar, maar hy het geweet die kruis is daar. En Ja. ons het nou hierdie reeks van ons het ons gewys om by die kruis uit te kom, om skoon te kom, om reg te kom, om Ja. by die burning bush uit te kom. Maar hier sê hy vir ons, so nou al wat hy wil hê is, hy soek 'n verhouding. As ons kan sit en met hom gesels en hom vra, Willie, Here, waar wil jy hê? Gee my die visie. Ja. En Habakuk 2:2 sê dit mooi vir ons. Hy sê skryf dit neer. Skryf die visie neer wat die Here vir jou gee. En wat doen jy dan? Hy sê maar skryf dit op tablette of op papier, maar maak dit maklik. Moet dit nie complicated maak nie, want die Here sal jou nie iets vra wat jy nie kan doen nie. Hy het jou al die tools gegee. Maar die vyand het jou geroof deur waar jy groot geword het, wat jy ervaar het, wat met jou gebeur het. En onthou wat jou keuses was. En ons gaan verder in ons episodes bietjie praat oor die krag van keuses. Maar hier waar ons wil staan vandag is die visie. Waar staan ons? Wat staan ons? Ek dink ons moet die volgende stap neem en miskien as jy het, en miskien as jy lank op die pad, miskien het jy vergeet, want daar's nie net een visie nie. Hy sê elke dag is klaar uitgelê vir jou. Waar het jy opgehou daai pad soek? Want dis wat ons moet doen. Hy sê he who seeketh will find. Jo. He who seeks. En dan weet jy wat ons is so mooi daai vers wat hy sê, wanneer jy die Here begin soek, gee hom alles. Jou krag, jou verstand, alles. Van die weerstand wat jou wil weghou van die pad af. Jy kan vir Nehemia gaan sien, jy kan vir Samson gaan sien, jy kan al die greats en die generals gaan sien en ingesluit Jesus. Waar Jesus beweeg het op daai pad, het twee dinge gebeur. Revival Amen. of daar is 'n riot. Weerstand. Ja. So onthou, die pad wat jy loop is baie belangrik. Hierdie pad wat jy loop gaan twee dinge doen. Jy gaan wen, maar daar gaan weerstand vir jou wees. Ons moenie vir jou jok nie, Ja. want Jesus het weerstand gehad. Amen.
iets belangrik wat jy ook moet besef, en miskien gaan jy dink, ag, dis nie so belangrik nie. Kyk na wat ons nou gelees het en waaroor ons gepraat het. Die belangrikheid om iets neer te skryf. Daar is iets rakende die feit wanneer dit geskryf staan. Jy kan gaan kyk na hoeveel besluite jy al geneem het, maar wanneer dit nie neergeskryf is, kan jy dit so maklik vergeet. Dit ontgaan jou, jy vergeet daarvan, maar die oomblik as dit neergeskryf is, en dit staan neergepen, dan kan jy teruggaan. Daar is sekere iets omtrent die feit dat dit geskryf word, wat dit vasmaak en verseël, wat vir jou 'n rigting gee, wat vir jou in 'n rigting instuur. Ons het nou gelees ook en dit genoem, dat jy daai plan moet neergeskryf word. Maar weet jy wat is amazing toe jy dit lees? God het ook sy plan oor jou neergeskryf. Ja. Ons het dit gelees in hierdie selfde gedeelte wat jy daar gelees het. Hy sê die dae dat alles bepaal was, nog geen een van hulle was nie daar nie, maar kyk wat sê hy voor dit. In u boek is hulle almal opgeskryf. Dit is daai planne, die doel. Yes. God het jou plan neergeskryf. Dit is ingegrafeer. Weet jy wat is so amazing oor die aspek van neergeskryf? Toe die vyand gekom het en hy het Jesus aangeval, het Jesus omgedraai en hy sê, maar daar staan geskrywe. Daar is net iets belangrik, dit is asof dit in die wette opgeskryf is, daar die aspek van daar staan geskrywe. So wat sê ons? Wanneer jy daai vraag wil beantwoord, en jy sê, Here, waar soek jy my? En as die Here met jou begin praat, gaan op, vat 'n pen, skryf dit neer. Ek het al baie keer in die middel van die nag, het ek 'n gedagte gehad of iets, en dan weet ek, ek sal môre, as ek opstaan, sal ek bietjie die vers gaan soek. Weet jy, as ek opstaan, het ek alles vergeet. Yes. En toe het ek iets begin leer. As jy iets kry, as die Here vir jou iets gee in die nag, en gewoonlik begin dit hier by 3 uur, ek weet nie van jou tyd nie, maar gewoonlik die 3 uur in die oggend, in daai spesifieke tyd, staan op, skryf dit neer. Nie net omdat jy vergeet nie, maar ook maak jy dit vas. Daai planne, daai visies, daar's 'n rede waarom dit gegee word. Ja. En ek weet nie wat die significance noodwendig daarin is nie, maar dit maak dit offisieel. Ja, en wat ons moet verstaan wat belangrik is van wanneer jy dit neerskryf is, dat jy ook dit kan wys. Want onthou, dis wat ons sê, die weerstand gaan kom. Ja. Wil jy, ons gaan later in die reeks ook bietjie gesels oor, wat as ek aangeval word in die gees, omdat ek reg doen? Mense praat nie daaroor nie. Ons praat baie van die verkeerd doen het 'n konsekwens. Ja. Maar wat van as ek iets reg doen en ek word geoordeel of ek word aangeval? Ja. En dis wanneer jy hierdie hê, is amper jou, sal ek sê, jou FBI kaart, as ek dit kan sê. Wat jy uithaal om te sê, maak nie saak waar ek is en wat in my kom nie. Ja. My visie is neergeskryf. Ja. En hy's gebank. En ek wil graag hierdie vers lees, want onthou, nou moet ons, hy sê, skryf het maklik neer. So die Here sê 'n goddelike leiding. Ek vat 'n voorbeeld van 'n huis. Die Here wil hê die huis moet hier wees, teen die einde van die maand. En ons kan op praat na maande toe, want die Here werk in tye, en die supernatural is daar om ons te help om te accelerate. So ons gaan na Johannes 1 toe. En ek wil baie belangrik, en almal ken die vers, maar ek wil dit net mooi opbreek, dat ons verstaan, waar pas dit in by jou visie. Okay. Ons gaan by 1 begin, vers 1. In the beginning, the word already existed. The word was with God, and the word was God. En hoor nou mooi, vers 2, He existed in the beginning with God. Vers 3 is die kernvers, God created everything through Him. Alright, jy het hom. As ons afgaan na vers 14 toe, wil ek net dit gou bevestig, dat vir julle wat dit nie weet nie, die woord wat hy hiervan praat is Jesus, want hy bevestig het, so the word became human, and he made his home among us. He was filled with unfailing love and faithfulness, and we have seen the glory of his father's one, and the only son. Dit bevestig Jesus. Hoor mooi wat ek sê, die woord wat ons lees in skrif is Jesus. Ja. So wanneer jy jou woord vat, en ons praat nou van waar begin dit in verhouding, wanneer ons woord vat, en onthou, dit is nie 'n ligtige visie nie, maar dit is 'n maklike visie, sodat jy kan verstaan, maar ook die mense om jou verstaan. Maar wat die krag en die gewig aan die visie sit, is die verhouding. Stap vir stap gaan hy jou verduidelik. Want hulle beloof vir ons iets, die Heilige Gees sê, nou dat die Heilige Gees hier is, beloof hy ons iets, hy gaan ons herinner wat Jesus gesê het, en hy sê het nie nou leermeester nodig nie, hy gaan jou leer. Amen. Wil jy, ons moet nooit vergeet nie, elke een, soos ons bevestig is in die skrif vandag, elkeen het sy spesifieke visie vir jou, wat jy moet loop.
En uit dit uit sal dit verder vloei. Wanneer jy huisgesin het, wanneer jy getroud is, onthou daar kom by, daai visie sal bykom. Maar moet nooit vergeet soos jy gesê het nie, die individual en nie wegraak in die corporate roeping nie, sal ek dit so sê nie, of die visie nie. Ja. Want Elroy, die gemeente het sy eie visie. Dis hy. En ons moet deel van die liggaam raak. Dis hy. Maar jy buite Elroy het ook jou eie visie wat die Here vir jou het. Daar's 'n boek geskryf. Hoekom sê hy 'n boek, Willie? Want daar's hoofstukke. Ja. En jy kan nooit sê hoe lank 'n hoofstuk is nie. Ja. So dis wat dit so interessant maak. Maar hier is ons riglyn hoe om te beweeg in daai visie. Hierdie individuele verantwoordelikheid. En ons het net daaroor gepraat, Henny het dit nou weer genoem. Dit is so belangrik dat jy besef dat jy het 'n individuele visie en 'n roeping wat God vir jou neergeskryf het en beplan het. En weet jy wat is een van die grootste satisfaksies? Dit is om op 'n pad te ontdek wat God vir jou beplan het. Weet jy toe ons die film gemaak het Forsaken? Baie van julle het dit gesien, het dit gegaan, soos wat jy weet, oor die genesing van my dogter Carmen, toe sy baie klein was, en ons het seker gemaak, toe ons die film gemaak het ons die film afgesluit met die woorde, dat Carmen se situasie was 'n genesing. Ek was baie versigtig op die woord wonderwerk, want hoor mooi wat ek sê, daai was 'n genesing uit God se hand. Maar toe praat ek oor die wonderwerk. Toe sê ek, die wonderwerk was nie Carmen se long nie. Weet jy wat was die wonderwerk hier nie? Die wonderwerk is toe my wee en God se wee in lyn kom. Okay. Weet jy kom was dit vir my 'n wonderwerk? Omdat 'n mens sy eie keuse het. En jy het vandag 'n eie keuse. Om na hierdie program te kyk en sê, ag, weet jy wat, dit word maar net gepraat, hulle praat goeie Christianese, dit is wat 'n mens moet sê. Dit gaan nie oor die taal en die Bybelse taal wat ons praat nie, dit gaan oor die feite. Dit gaan oor die plan wat God al reeds vir jou neergeskryf het. En weet jy wat is die grootste wonderwerk in jou lewe? Dit is die dag wanneer jy daai plan ontdek. Amen. Dit is die grootste wonderwerk wat kan gebeur, wanneer ek en jy as mens, wat in vlees is, wat in 'n vleeslike vorm dink en redeneer, en wat regtig, want die vlees staan teenoor die gees, Yes. en vir ons om oor te beweeg in 'n geestesrealm, geestelike dinge te bedink, daar gaan altyd resistance wees, wat jy net nou van gepraat het, daar gaan 'n rebellie wees van die vlees, en vir daai rede, moet jy losbreek uit dit wat jy aan gewoond is, aan tradisie, aan religion, dit wat jou vasgevang het, en jy moet losbreek uit dit, jy moet opstaan om te sê, ek wil regtig daarop uitgaan, om die visie en die plan wat God vir my het, kom ek gaan net gou terug, en ek bewys net aan jou, dat God het 'n individuele plan. Hy praat nie van die kerk nie, hy praat nie van die koöperatiewe beweging van die gemeente en nie die liggaam nie. Hy doen dit, maar hy praat ook met die individu. En kyk wat sê, en ons almal ken hierdie gedeelte. In die laaste dae spreek die Here, en dis Handelinge 2:17. God sal ek sal my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge. Hy kon net sowel hier gesê die mens of my liggaam of die gemeente. Maar kyk wat doen hy? Hy breek dit op. Hy breek dit op. Ja. En weet jy wat? Jy wat daar voor die TV sit. God het hierdie plan opgebreek vir jou waar jy moet inbeweeg. Daarom kom hy en hy sê my jongelinge sal gesigte sien. Kyk wat doen hy? Hy bring visies in. Hy bring drome in. En julle ou mense sal drome droom. Jy wat daar sit, moenie uitmis op die plan wat God al reeds vir jou beplan het en neergeskryf het. Dit is ons doel om dit te ontdek, om te gaan soek. Daarom sê die Here, soek my. Yes. Soek my, soek my plan, soek my wil, soek my doel. Soek dit in jou lewe. En dit is een van die grootste opdragte wat ek en jy moet doen. En dit bly net deurkom dat die visie gaan vorentoe. En hoe kan ons Openbaring nie vandag gebruik met 'n visie nie? Hy skryf vir ons wat voor lê vir ons, waartoe ons gaan, wat ons deel van gaan wees, wat vir oorwinning vir ons daar lê. Hierdie dinge moet ons begin weer excited maak, Willie. Ek dink ons het in 'n dormant in beweeg van vrees wat 'n werklikheid is, maar ook mismoedigheid wat nog 'n werklikheid is. Ja. Maar hierdie wat ons weet daar's 'n visie. Niks vang die Here onkant nie. Ons moet dit onthou. En hy het dit bevestig reeds. Ons is gemaak om 'n impak te maak. Amen. Ek wil vir ons afsluit met gebed, Henny, en ek wil regtig vra dat die Here ons daardie boldness gee, dat ons kan begin uitstap, dat ons as hoof, as priester, as profeet van die huis kan opstaan om te sê, Here, wys my die plan, en ook dan te gaan, en om dit wat die Here vir jou te wys, te gaan neerskryf, om dit vas te maak. Weet jy wat, skryf dit, haal daai dieet van die yskas af. Haal die dieet van die yskas af, en sit die visie wat God vir jou het. Wat 'n plan? Weet jy wat, hy het 'n plan. Hy sê dit in Jeremia, hy sê die planne wat ek weet
ek weet wat se planne ek aangaande jou het. Die vraag is, weet jy? Yes. Indien jy nie weet nie, kom ons gaan saam bid. Amen. Abba Vader, dankie vir die geleentheid wat ons het om vandag na U toe te kom om te sê, Here, ons weet U het 'n plan oor ons. Amen. U sê dit in die woord, U sê dit in Jeremia. U het dit vasgemaak, U het dit neergeskryf. Ons het dit in al hierdie skrif gesien wat ons vandag oor gesels het. Maar ons kom vandag en ons bid en ons bely. Here, kom ons ongeloof te hulp. Ons wat in die vlees vasgevang is, sien nie hierdie planne nie. Het miskien dalk nie daai vermoë om in die geestesriem hierdie dinge te kan sien, die visie, dit wat U vir ons beplan het nie, maar ons kom en ons bid, o Heilige Gees, maak dit oop. Ons kom teen elke gees en elke binding en elke mag wat ons in 'n toestand van dormansie gaan laat stil sit het. Here, en ek roep elke man, ek roep elke priester van die huis om op te staan in die naam van Jesus, om die visie en die roeping en die plan wat God oor jou lewe het, om dit te vat. The time has come that you must stand up, that you must accept it, that you must take it. Take the plan of God. Receive the plan of God in your life now. Here, ek bid dit oor elke man, elke seun, elke individu wat na hierdie program kyk, ook vir ons wat dit aanbied. Bid ons, Here, dat U ons gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan God, aan U plan, aan U visie vir ons in ons lewe. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie julle wat ons weer by ons was vir nog 'n episode. Ons sien julle volgende keer. Winnie, baie dankie wat jy weer saam met my ingesit het. Baie lekker. En kom ons kyk waar die Here ons vat. 'n Visie is belangrik. Sien julle op 'n volgende keer. The bridle of a horse ensure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses.